Goeiemôre gemeente, baie welkom hier vanoggend. Ek sien die koue vat bietjie aan die gebeendere. Ons begin vanoggend weer lekker saam sing uit die liedboek. Ons begin met lied 150, ou Psalm 150 natuurlik. Ons sing daar beide verse saam. Lied 150. Ek dink almal se stemme is nou mooi opgewarm vir die volgende lied. Die volgende lied wat ons aan sing is lied 258, Vreugdevolle Tyding. Ons sing daar vers 1 en vers 3, lied 258. Wat 'n fantastiese lied om saam te sing. Ons sluit dan voorsang af met lied 475. Ons sing daar vers 1 en 2.
Dankie Janine, gee my net die tyd gehou. Ek wil net van die projekte praat gou vanoggend. Ek weet, Frank het verlede week iets genoem daarvan. Ek wil net vra vir die mense wat nog dalk wil betrokke raak, kontak vir Elani by die kerkkantoor, ons het nog hande nodig. Ons is ook opgewonde, QCC skakel ook hierdie jaar by ons in, en gaan ook daar, ek neem aan en ek hoor, hulle gaan die vars gebak hanteer hierdie jaar. En dan het ons ook 'n tent, 'n onoffisiële biertent as ek dit so kan noem, ons gaan braai hierdie jaar. Daar's braaipakkies beskikbaar by die kantoor teen R100. Dit sluit in skaapchop, boerewors, hoendersesatie en natuurlik jou pap en sous en dan 'n lekker kuier saam met ons. Ons het ook 'n gaskunstenaar wat vir ons gaan optree, Buffelbos dink ek. So ons sien baie daarna, so kom bestel jou braaipakkie, dit gaan ook dan nou tydens kollekte gaan ons die besonderhede daarso hê. Baie dankie. Hartlike goeiemôre liewe Queenswood gemeente. Ek het gesien julle het beangs geraak oor hierdie klokkie lui, net dit het stil geraak hier in die kerk, né? Hallo, goeiemôre, welkom terug. Ons is daarin baie bly om vir julle almal te sien.
En ek hoop van harte het 'n wonderlike mooi week gehad. Ek sê vanoggend as ons by die kerk aankom en die son skyn en die krag is aan, dan weet ons, dis 'n wonderlike dag en ons is baie dankbaar. Ons het 'n vreeslike lang lys van dinge om te bespreek vanoggend. Dis 'n opgewonde tyd so in die gemeente se kalender. En ek gaan sommer wegspring, so asseblief hou jou oog daar. Goeiemôre aan almal. Shame, arme Karel het gedink ek gaan hom uitsonder, maar ek gaan nie, hy is ook welkom daar op die trappe. Hou jou oog so op die kalender, ons het 'n besige week. Ek wil sommer dadelik begin om te sê, bid asseblief vir donderdag aand se kerkraadsvergadering. Dit is ons kwartaallikse kerkraadsvergadering en dit is iets waarvoor ons altyd baie gebed nodig het. Ons is wonderlik dankbaar vir so 'n besonderse kerkraad wat uitgebrei is, maar ook so aktief en ondersteunend inskakel. Daar's 'n lekker lang lys van verjaarsdae en ek is nou bly om te sien ons groot verjaarsdagmaters is ook hier in die kerk. Ek hoop dat hierdie spesiale dag vir jou en jou geliefdes sommer onvergeetlik sal wees. Elke verjaarsdag, wat ons vier, dan sê ons dankie vir die Here dat hy vir ons lewe gegee het en dat hy vir ons lewe gegee het. So baie geluk aan elkeen wat verjaar. Gebedsversoeke, daar is 'n hele paar. Ons dink met meegevoel uiteraard aan Dominee Fanie Senekal. Hulle het nou 'n begrafnis gehou in die week en ek sien hy verjaar ook Dinsdag. So ek dink ons moet vir hom 'n bietjie ekstra bederf hierdie week, Vir hom ekstra liefde en drukkies gee met hierdie spesiale verjaarsdag. Annelie het my ook meegedeel dat aan die Joy Malan se dogter Vrydag oorlede is. So vir die van julle wat hulle ken, asseblief daar ook. Ons dink in die besonder aan hierdie familie wat hierdie pad nie vir die eerste keer stap nie. So ons harte is daar by hulle. Ons siekelys, daar is 'n lang lys. Ek weet nie van iemand wat kritiek siek is op hierdie stadium nie, maar asseblief, ons weet gesondheid is vir ons, dis 'n groot faktor in ons lewe. Bepaal nogal baie dinge, hoe ons voel en hoe ons die lewe aanpak. So vir almal wat siek is, asseblief, en ek wil sommer daar vra, Celia, steek net gou op jou hand. Ons praat nogal baie hieroor. Karel, ek, Celia, daar is 'n klomp mense wat slaggereed staan om hospitaalbesoek te kom doen. En dan is dit vir ons sleg, as ons hoor iemand was in die hospitaal, of ek weet, ons is baie ordentlik, ons Afrikaners, ons wil tog net nie vir iemand verontref nie, maar julle moet vir ons laat weet, as iemand siek is, dat ons vir julle kan kom kuier en saam met julle kan bid. Hoe meer ons bid, hoe meer wonderlik is dit mos, Ons voel daai gebed, as ons so vir ons geliefdes kan saam bid, dat hulle weet, hulle is nie alleen in daai tyd nie. Dan is hier baie lang lyste en julle sal sien, belangrike papiere. Ek gaan net gou eers stil staan hier by die bazaar. Die bazaar is oor 'n paar slaapies, die 31ste Mei. Nou ek weet nie meer of is hierdie 'n bazaar of is dit 'n skou nie. Dis amper so groot soos Nampo. So asseblief maak seker jy kom eet en kuier saam. Ons het nog baie hande nodig. Daar's 'n klomp goed wat moet gebeur. Dankie vir almal wat reeds so wonderlik inskakel. En julle het nou gehoor, QCC, ons Engelse bediening is ook deel hierdie jaar en ons is slaggereed, maar wat nou gebeur het is ek wil nou sê ek het die koek en gebaktafel vir myself losgeslaan. So ek gaan julle manipuleer elke Sondag wat dit my beurt is om hier te staan, Want die Engelse koeke is gereed. Ons is slaggereed. Julle wil nie ek moet nou in skande beland nie. So asseblief, as jy nie kan bak nie soos ek het nie die koektafel gewen omdat ek 'n bakker is nie, maar ons maak 'n plan, So asseblief, ons kort skenkings vir die koektafel.
gebak, enige ding, sout, soet, enige ding, kom praat met my, anders gaan ek met jou kom praat, hoor. Ek doen dit nogal. Okay. Die jagmanne, ek weet hulle het laasweek gevra nog vir skenkings vir die vleisverwerking. As jy kan help daarmee, asseblief laat weet vir ons. Dalk is dit die een ding waarvoor ons meer lief is as vir koek en tert, is dalk biltong en droewors, nee, en lekker vleis. So, kom ons wees gereed vir hierdie wonderlike groot dag. Ons sien verskriklik uit daarna. Ek gaan nou vir Karel vra om te kom praat oor die kinderpinkster, wanneer ons die kinders vorentoe roep. Dis baie belangrik, want so net na die bazaar, dit toets nog al julle uithou vermoë, nee, want Saterdag hou ons groot fees, ek weet julle gaan glad nie moeg wees na die tyd nie, en dan Maandag, dan begin ons met Pinkster. Nou hoop ek het niks uitgelos nie, behalwe dat ons kan sê, kom ons groet mekaar, en sê welkom in die huis van die Here. Hulle waai, ek dog hulle wil vir my ietsie sê, maar goeiemôre. Geliefdes, vanoggend is ons tema, ek wil sê bietjie geïnspireer so deur die gemeente. Ons tema vanoggend is die onsigbare dinge. Nou ons praat nogal gereeld oor hierdie onsigbare dinge daar by Vrydag se gebedsgroep. En ek gaan nou nie name sê nie, maar ek gaan sê Stefanus Heymans. Wat nogal baie passievolle prater is oor hierdie tema van die onsigbare dinge. En vir myself voel dit altyd in die NG Kerk is ons 'n bietjie laks met die onsigbare dinge. En miskien is dit omdat ons nie so mooi verstaan wat ons sê nie, of ons praat van dinge en ons praat van dit met ons besef, van ons gedagtes, dit is wat dit is. Maar ons gaan sit nie en dink en doen moeite oor waarvan praat ons eintlik nie. Ons sê ons belydenis van geloof, ons sê wat ons glo, ons weet wat ons glo. Maar partykeer dink ek, ons sê dit, en ons weet nie wat ons sê nie. Nee. So dit is vir my 'n wonderlike voorreg, vandag se tema, die onsigbare dinge. En ek wil sommer vir ons fotum daar uit Romeine 8 vanaf vers 38 voorlees. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Vriende, wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Terwyl ons so bly sit, sing ons saam Liedboek 509, op berge en in dale verse 1 en 2. En ek wil nou vir jou van die begin af sê, terwyl jy hier sit, dit almal so my huiswerk, in die kerk en na kerk en sommer vir ewig. As ons sing, en ons lees hierdie woorde, en ons elke ding wat ons doen vandag, het iets onsigbaars in. Fokus bietjie vir my, en probeer daai onsigbare ding wat jy sien. Dis nie moeilik nie, enige onsigbare ding. Probeer dit net bietjie identifiseer. Terwyl jy sing, laat ons kan bewus raak van die onsigbare. Terwyl ons so bly sit, Liedboek 509, en net daarna kan ons opstaan en saam sing, ek weet verseker Liedboek 514 verse 1 en 2. Dankie.
Nou vandag vergeet ons daarom nie, julle weet, ons het mos nou al 'n skande oorgekom, die kinders in die kerk vergeet, maar ons gaan hulle nie vandag, ons is so bly en dankbaar, alles is terug na normaal, nê. So asseblief, al my maters, kom vorentoe, en dan asseblief Karel, ek weet nie wat ek vir hom moet sê nie, oom Karel, of ons amper dominee Karel, hy gaan gou-gou 'n bietjie eers met ons gesels, oor die kinderpinkster, en dan is dit ek en julle. En direk daarna wil ek sommer vra, gaan ons kollekte opneem, en dan kan die kinders uitbeweeg kategese toe. Welkom. Hallo al die kinders. Hallo, goeiemôre gemeente ook. Ek praat vandag oor die tiener en kinderpinkster. So daar is nou nie veel, ek sal herken, ek onthou nie baie van my kategese klasse toe ek groot geword het nie, maar ek onthou 3 dinge. Ek onthou oom Gerard se klasse, ek onthou die safari etes en ek onthou die kinderpinkster. Dit was groot pret. Hallo Adrie. Ek onthou tannie Adrie het vir ons 'n bak sweets altyd gebring. En aan die einde van elke aand kan jy jou hand in die bak sweets sit. En jy kan soveel vat as wat jy wil. En dit was great. Dankie Tannie, dit was wonderlik. So hierdie jaar by die kinderpinkster gaan ons 'n bietjie praat oor die Heilige Gees en ons gaan dis in die blaadjie, ek het dit nou op die bord nie, maar ons gaan praat oor die Heilige Gees en wat hy in ons lewens doen. So ek wil julle uitnooi, kom kuier saam, ons gaan poppekas ook hê. So vir die klein kinders is daar baie lekker dinge en ons is vir die groter kinders ook. Gaan goeie gesprekke wees en lekker sing en dans en het gaan baie lekker wees. Dan wil ek ook hoor, ons kort 'n ouer om ons te help met die poppekas. As enigiemand bereid is, selfs 'n ouma of oupa ook, ons is 3, ek en Erik en Irma, maar ons het so Irma's klaar pop, ons kort nog 1, want ek en Erik gaan ook wissel met die tienerpinkster. Ons gaan bietjie met julle ook gesels. Julle mag ook sweets kry. Ek weet julle hande is groter, maar dit is lekker sweets om te leer. Meer vir die volgende dag. Ek weet dis eksamentyd ook en alles, maar 'n goeie uur breek in die aand as jy nou die hele dag gewerk het, is great. So ja, kom saam, kom geniet dit saam met ons. Die graad 7's wat dink hulle is al reg vir die hoërskool kan die tieners join. So ja, kom kuier saam. Ek het ook vandag hierso vir julle kinders, ons noem dit 'n commitment kaartjie. Okay, so hierdie papiertjie gaan jy vir jou ouers gee. En dan gaan hulle vir ons sê of jy kan kom of nie, want ons moet getalle kry, of sodat ons julle kan boekies bestel. So, liewe ouers, ons gaan vir elke kind 'n commitment kaartjie uitgee. Dit sê maar net, ons wil julle aanmoedig om elke aand te kom van 1 tot 5 Junie. So ons begin gewoonlik hier met 1 of 2 kinders die begin en eindig ons met 8 hier teen donderdag. So ons wil kyk of ons van die begin af met soveel kan werk, maar as dit vir 2 is, dan doen ons dit vir 2. As dit vir 20 is, doen ons dit vir 20. Dit is 'n wonderlike ervaring wat jy nie wil mis nie. Baie dankie. Nou ja, daai klink vir my, dit is my eerste Pinkster in hierdie gemeente, is nie my eerste Pinkster nie. Maar dit is my gunsteling tyd van die jaar, so vir Karel en vir almal wat daarbey betrokke is, ek is so opgewonde, ek dink hierdie jaar gaan ek ook by die kinders Pinkster hou, nee. Daar is groot motivering, ek meen, om jou hand in 'n bak sweets te druk, klink vir my, ons gaan dalk net kinderpinkster hê. Selfs die groot mense gaan kinderpinkster toe, nee. So ek hoop ek sien julle almal daar. Dit klink vir my wonderlik lekker. Nou vandag, ek het julle so lanklaas gesien, het julle baie lekker lang vakansie gehou. Het julle nog onthou waar die kerk is vanoggend? Het julle amper verkeerde pad gery? Nee, julle kon darm nog by die kerk uitkom, nee. Ek het julle baie verlang, hoor. So welkom terug. Vandag gaan ons praat oor iets wat ek weet julle kinders beter verstaan as die groot mense. Ons praat oor dinge wat ons nie kan sien nie. Onsigbare dinge.
Invisible. Wie van julle weet wat is dit? Ja, laat ek hoor. Invisible beteken, jy kan nie mense sien nie. Jy kan nie mense sien nie. Is daar invisible mense? Want invisible potion maak dat mense kan nie mense sien nie. Invisible potion maak dat jy nie mense kan sien nie. Ons kinders verstaan hierdie goed, hulle weet waarvan ons praat, nee. Waarvan kan ons nog praat as ons dink aan invisible goed, goeders wat ons nie kan sien nie? Ek gaan vir julle wys, daar's 'n paar, wat ding, dink enige ding in jou kop wat jy nie kan sien nie, wat jy weet bestaan, wat jy nie kan sien nie. 'n Mens kan nie gevoelens sien nie. Jy kan nie gevoelens sien nie, nee. Jy voel dit hier in jou hart, maar jy kan dit nie sien nie, en kan jy sien hoe iemand anders voel? Miskien kan jy sien hulle huil 'n bietjie, of hulle is hartseer, of hulle is baie bly, maar jy kan nie sien wat hier in hulle hart is nie, nee. Ja, Boeta, wat is nog daar? Ons kan nie kamoufleer sien nie. Kamoufleer, wat 'n groot woord, nee? Ons kan nie kamoufleer sien nie, dit is presies die waarheid. Ek moes vandag my jagklere aangetrek het. Nee, dan kon jy my ook nie gesien het nie. Bosklere, nee? Nog iemand, ek gaan vir julle ietsie wys, wie wil vir my kom help? Ek dink terwyl jy nou daar so op jou eie sit, kom help vir my, nee. Daar is eintlik so baie dinge op hierdie aarde wat ons nie kan sien nie. Nee, daar's goeders wat regtig fisiese goed is wat ons nie kan sien nie. So as ek nou my hande so wys, wat is op my hande? Is daar niks op my hande nie? Daar's wat? Daar's 'n ring, daar is gelukkig 'n ring. Behalwe vir die ring, wat is daar nog? Ag, en 'n horlosie, 'n ring en 'n horlosie. Maar wat is hier wat invisible is op my hand? Nou moet jy mooi kyk. Fingerprints. Dis 'n slim antwoord. Ek het hom nie sien kom nie, nee. Daar's fingerprints verseker. Ons kan hulle nie sien nie, maar hulle is daar, nee. En dan sou jou ma al vir jou gesê het, of jou juffrou, wag, hier's nog een antwoord. Ons kan ook nie, soos die jokers maak, of daar mure is, maar daar is nie. Ek dink jy gaan vir my moet kom verduidelik. OK, want dit is nou presies hoekom jy nie altyd die mikrofoon vir die kinders gee nie, want hulle is slimmer as ons. Hulle praat van goed wat ons niks van verstaan nie. OK, so eendag gaan jy maar vir ons moet kom verduidelik wat jy nou vir my gesê het. OK. Daar's nog baie goeders. As ek nou vir jou sê, broer, wat is in hierdie bottel? Hy sê, hier's water in hierdie bottel. Ek dink jy jok vir my. Want ek kan niks sien nie. Amper dog ek. OK. Dink julle daar's water in hierdie bottel? Al kan jy dit nie sien nie. 'n Verkoue kan jy ook nie sien nie, hoor, ek sê net. Verskoon asseblief. Hier is regte water in hierdie bottel, maar ons kan dit nie sien nie, nee. Dit skyn deur, ons kan dit nie sien nie, maar ons weet dis daar, nee. Want hierdie man het nou vir ons gewys, jy kan 'n babbeltjie sien, nee, as jy hom omdraai, so daar's 'n teken dat jy hom kan sien, nee. En nou, hierso het ek 2 goed gebring, hou hulle bietjie, sit bietjie hulle neer hier op die tafel, dat almal kan sien, maar jy moet nou so staan, dat almal kan sien, en dan vat hulle na mekaar toe, sê vir my wat jy voel, hou hulle vas, voel jy ietsie daar? Jo, sê net vir hierdie groot mense wat jy nou gesê het. Magnetiese velde. Magnetiese velde. Nou, ons gaan almal nog 'n graad moet gaan kry, nee. Want ons praat nou van wetenskap en biologie vandag. Hierso, hou hulle 'n bietjie so bo mekaar, kyk wat gebeur, wat voel jy? Kan jy dit sien? Kan jy magnetiese velde sien?
Daar's nog 'n ding wat ons hier op die aarde hou. Laat ons nie opstyg ruimte toe nie. Gravitasie. Ek weet wat jy gaan word eendag, né? Gravitasiekrag. Ons kan nie hierdie kragte sien nie. Toe ek nou my hande so vir julle gewys het, hier is nog iets op my hande wat julle nie kan sien nie. Fantasiehande. Ja. Kyk, ek voel al hoe dommer. Ek voel ons moet nou huis toe gaan. Hier is kieme. Dis die woord wat ek gesoek het. Gewone, normale kieme, nee. Hier's kieme op my hand wat ons nie kan sien nie, nee? Kan julle kieme sien? Maar hoe weet ons hulle is hier? Jy voel dit. Hulle hardloop op jou hande. Jy voel dit. Ag, ek het net vergeet wat ek wou sê. Jy kan ook nie vergeet sien nie. Sê net vergeet. Ons kan nie vergeet sien nie, dis okay. Wat sê jy? In 'n lig. Die kieme is in die lig. Okay. So, julle het nou gehoor, daar is regtig erg goeters, regtig erg wat ons nie kan sien nie, nê? Maar ons weet dis daar, want ons kan die tekens sien dat dit daar is, nê? As daar nie kragte was nie, soos gravitasiekrag nie, dan het ons almal opgestyg. Ons weet dis daar, al kan ons dit nie sien nie. Kan ons vir Jesus sien? Ons kan nie vir Jesus nou sien nie, want hy is nou in die hemel, nê? Verstaan julle dit? Verstaan julle dat ons nie vir Jesus kan sien nie, ons kan nie vir God sien nie, en ons kan ook nie die Heilige Gees, nê? God, die Vader, Jesus, die Seun, die Heilige Gees, ons kan nie een van hulle sien nie, maar ons weet, hulle is hier, nê? Ja. Want hulle bly in ons hart. En dis al wat ek wil hê, julle moet verstaan vandag. Okay. Al kan ons dit nie sien nie, weet ons dis regtig, want ons sien al die tekens. As ons hier uitstap en ons sien die bome en die goggetjies en die voeltjies en ons sien mekaar, dan weet ons mos God moet regtig wees, want wie het dit alles gemaak? God. Nee. Kom ons bid gou, julle kan agter my aanbid. Ek gaan 'n sinnetjie sê en dan bid julle agter my aan. Dankie, hoor. Kom ons maak ons oogies toe. Here Jesus, dankie dat U so slim is, dat ons weet U is oral, al kan ons U nie sien nie. Ons is so baie lief vir U. Amen. Amen. Nou kan julle daar na julle klassies toe gaan en ek hoop julle sien daar wonderlike dinge. Sien en nie sien nie. Ja. Ons gaan sommer kollekte opneem, so die groot mense, laat julle weet wat julle rol is. Kan ook nie
Ek hoop jou brein het al so 'n bietjie begin dink aan hierdie onsigbare dinge. Dat jy nie net sit, want net hier waar ons sit, wil ek sê, is daar soveel onsigbare dinge wat ons kan sien. Dat ons elkeen net so 'n bietjie by onsself moet dink en rustig word, wat sien ek? En dan is ek altyd so nuuskierig, want nou wil ek by julle elkeen weet, ek wil weet, wat sien jy, wat onsigbaar is? Nee, want ons almal sien nie noodwendig dieselfde dinge nie. Ons gaan vanoggend saam lees uit 2 Korintiërs 4, vanaf vers 16 tot 18. En dan gaan ons verwys so na Hebreërs 11, vanaf vers 1. Maar net so, voordat ons saam lees, wil ek vra dat ons saam sing, terwyl ons so sit, Liedboek 530, praat ek mense engletale. En direk daarna gaan ons 'n gebed doen, net om die Here te vra om die skrif vir ons te open. Deurlopend bly dink, wat is dit in hierdie liedjie, of wat is dit in hierdie teks, of in hierdie gebed, wat ek nie kan sien nie. Dankie. Ons almagtige Here, ons mense is maar geneig om menslik te wees, om te fokus op die dinge wat ons kan sien, Here, en dit bepaal ons realiteit, en dit bepaal ons lewe so dikwels, dat ons eerder vertrou op die dinge wat ons kan sien, as die dinge wat ons nie kan sien nie. Here, openbaar U self aan ons vanoggend in U skrif, dat ons van U kan sien, wat U wil hê, ons moet sien. U is 'n wonderlike God. U is almagtig. U is te groot vir ons begrip, Here, maar bo alles is dit vir ons wonderlik, as ons begin leer hoe U werk, Here, op maniere wat ons verstand te bowe gaan. Dankie, dat al kan ons U nie sien nie, weet ons, U is by ons elke oomblik. Amen. Kom ons lees saam hierdie kort versies hier in 2 Korintiërs 4. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly.
ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge ewig. Paulus skryf hierdie brief aan Korinte. En hierdie is 'n man wat eens blind gemaak is, sodat hy God kon sien. Onthou julle, ons het nie lank gelede daaroor gepraat nie. God het homself aan Paulus openbaar. Die skerp lig wat hom op sy pad gekry het. En dan kom Paulus hier en hy kom praat, nie as 'n man wat gehoor sê het nie, nie as 'n man wat die Here leer ken het deur ander mense of deur ander disippels of net die stories waarmee hy groot geword het nie. Hy was gekonfronteer deur God self. En as hy dan met ons kom praat en hy kom sê vir ons, wat is die belangrikste dinge in hierdie wêreld? Dan kom praat hy met ons en hy sê vir ons die onsigbare dinge. Die onsigbare dinge is die dinge waaroor die lewe werklik gaan. Hy praat so mooi, hy sê, as jy fokus op die onsigbare dinge, dan gebeur daar 'n paar goed. In die eerste plek, jy word nie moedeloos nie. Dis so maklik vir ons as mense om te fokus op die goed wat ons sien. Nee, ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Maar hy sê, as jy net fokus op die onsigbare dinge, dan sal ons nie so moeg en so moedeloos word op hierdie aarde nie. Hy sê, jy word innerlik sterker, al word jy uiterlik swakker. Dit beteken, hoe ouer ons word, hoe sterker word jou gees hier binne jou. Want jy word meer oortuig. Jy het 'n verhouding met die Here wat toeneem. Jou geloof groei. Jou innerlike word sterker, al word jou uiterlike swakker. En dan sê hy hierdie wonderlike ding. Die onsigbare dinge se maatstaf is die dinge wat ewig staan. Dit is die dinge wat vir ewig sal wees. Dis nie verganklik nie, dit hou nie op nie. Dit is wat saak maak en dis vir ewig. Nou het ons so vinnig met die kleintjies gepraat oor wat is die fisiese onsigbare dinge. En al het ons nou die helfte nie verstaan nie. Nee. Ons weet, ons as groot mense weet, en dit is net om vir jou te bewys, reg om ons nou, is daar soveel goed wat werklik so is. En ons glo dit, want die wetenskaplikes sê dit vir ons. Ons glo dit, want ons ervaar dit. Ons ken biologie. Ons weet wat gebeur. As ek jou vra, waar is jou bloed? Want ek kan dit nie sien nie, jy weet dis binne in jou lyf. Om jou is miljoene kieme, molekules, atome, noem dit wat jy wil. Is hier 'n wetenskap juffrou in hierdie kerk vanoggend? Nee, want ons almal kan doen met 'n klas. Maar net dat jy bewus is, die kragte waarvan ons gepraat het, magnetiese krag, gravitasiekrag, fisiese goed wat ons nie kan sien nie, wat ons weet bestaan. Maar hoekom sukkel ons dan so met die geestelike onsigbare dinge? Want daar is geen verskil nie. Eintlik is daar geen verskil nie. Die fisiese onsigbare dinge is fisies. Jy kan dit nie sien nie, maar jy weet dit is daar. Die geestelike onsigbare dinge kan jy nie sien nie, maar jy weet dit is daar. Hoekom? Want die tekens is daar. Die tekens is daar. Die geskiedenis is daar. Jesus, ons kan hom nie nou sien nie, maar ons weet hy was op die aarde. Dis nie net die Bybel wat so sê nie, dis die geskiedenis van die wêreld wat so sê. Kyk maar net na die datum wat jy neerskryf vandag.
So hoekom sukkel ons so? Want hierdie geestelike onsigbare dinge gaan ek nou vir jou bewys. Die hele jy, jou hele jy en jou hele godsdiens berus op onsigbare dinge. As die Here met ons praat, is daar sommer dadelik 3 dinge wat onsigbaar is. Dit is hy self, nê? Vader, Seun, Heilige Gees. Kan ons een van hulle sien? Ons kan nie. Maar ons het geen twyfel dat hulle bestaan. Die tweede ding is Jesus se verlossingsplan vir ons. Ons kan nie sien, ons kan nie meer sien waar Jesus aan die kruis gesterf en waar hy opstaan nie. Iemand het dit gesien en dankie tog, hulle het dit vir ons vertel. Die storie het ons nie bereik omdat die mense se storie so wonderlik aangrypend was nie. Ja, dit is verseker. Maar die storie het ons bereik duisende jare later, want die Heilige Gees het daai boodskap by ons uitgebring. God se boodskap sal nooit vergaan nie, want dis hy wat dit na ons toe bring, elke dag. Die derde ding is ons toekomstige woonplek, die hemel. Ons kan nie die hemel sien nie, maar as ons net kan oortuig raak en weet, hierdie 3 dinge, Vader, Seun, Heilige Gees, God se verlossingsplan vir my, en die ewige lewe. My liewe vriende, dan kan ons mos nie dieselfde bly nie. Hoe kan ons aanhou om op dieselfde manier te leef, as dit ons oortuiging is? En die vraag is nie vanoggend, wat is jou oortuiging nie, want ons sit in hierdie kerk omdat ons sê, dit is wat ons glo. Die vraag is, fokus jy daarop? Op fokus jy op die sigbare dinge? Ek wil net vinnig iets sê oor die geesteswêreld, nê? Want ons praat oor die engele, ons praat oor die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek dink is bietjie tyd vir ons om wakker te skrik. Want soveel van ons wil nie glo hierdie goed bestaan nie. En ek praat nou van, as ons praat van die goeie magte, dan praat ons van die bose magte. Ons wil nie praat oor die Satan nie, ons wil nie praat oor die bose magte nie, ons wil. Maar die feit dat dit bestaan, liewe vriende, as jy twyfel of dit bestaan, gaan lees jou Bybel. Hierdie goed bestaan regtig, en wat vir my bekommer is, ons skram weg daarvan af, terwyl die wêreld om ons besig is om baie te fokus op spirituele dinge. Nie altyd ten goeie nie. As ons nie gaan begin om hierdie dinge te herken en te identifiseer en te weet wat se oorlog ons voer nie teen vlees en bloed nie, dan is ons in die moeilikheid. Dis tyd dat ons die goeie, onsigbare dinge gebruik om vir mense te kan troef en te kan sê, jy staan nie 'n kans nie. Maar om net te dink, dit bestaan nie, maak vir ons die wêreld, ons is naïef. My vraag is nie vanoggend of glo jy in hierdie onsigbare dinge nie. Want jy moet. As jy hier sit, dan weet ek jy glo daarin. My vraag is vanoggend, waarop fokus jy? Wat is jou ingesteldheid? Want aan die een kant, ons as mense het hierdie inherente verlange, heimwee na iets. Jy voel altyd, dis iets wat jy kort iets. En liewe vriende, daai
is ingebore verlange na God. Jy kan probeer om daai gat hier in jou hart te vul met allerhande aardse dinge. Dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nooit gevul word nie. Van die verlange wat ons het, is die verlange na ons God. Dis jou hart, jou siel en gees, dit wat jy nie van jouself kan sien nie. Dis nie eers jou liggaam wat eendag hemel toe gaan nie. Dis hoe groot die onsigbare deel van jou is. In teenstelling met hierdie geestelike, onsigbare dinge, het ons hierdie fisiese, aardse, sigbare dinge. Goed en sleg. Ons dink altyd of ek's goed of ek's sleg, maar dit waarmee ek besig is hier op hierdie aarde. As dit jou fokus is, al is dit goed, dit gaan nie hierdie gat vul nie. Ons probeer hierdie gat vul met vleeslike dinge. Gewoonlik is dit die dinge, die onsigbare dryf na sonde. Nee, ons kan dit ook nie sien nie. Maar dan, ons sonde kom nogal uit op 'n fisiese manier, nee. Ons sonde gebeur fisies. Dis iets wat ons kan sien, maar dis iets wat jy doen. Ons moet begin agterkom dat hoe belangriker en hoe meer gevorderd die mensdom word, hoe minder raak ons ingesteldheid op die onsigbare, op God. Ons leef in 'n tyd wat alles vinnig gebeur, nee. Dis 'n wonderlike tyd om in te leef. Tegnologie. Jy kry alles baie vinnig. As jy kos wil hê, gaan koop jy goue kosie. Dis wat ons verstand vir ons sê. Ons verstand sê vir ons dit wat die mense hier vir ons gee, laat ek eerder gou-gou op dit staat maak. Ek kan die feite hierso kry. Op Google, op AI. Eerder as hier in my hart, of hier in die Bybel. Want die wêreld maak dit al hoe makliker vir ons, om in wêreldse onsigbare dinge ons vertroue te plaas, as in ons God. Dis hoekom die Bybel sê, vernuwe jou denke. Want as jou ingesteldheid nog steeds op hierdie goed is, op die nuus van die wêreld eerder as op die goeie nuus van ons Here. Wat is die punt? Ek wil vir ons blaai daarna Hebreërs 11 toe. En ek weet hierdie is 'n besonderse teks wat vir ons almal so na in die hart lê. Maar Hebreërs 11 vers 1 sê wat geloof is. Daar staan: om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Ek gaan dit weer lees. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Ek het vir jou gesê, jou hele jy, hart, siel, gees, verstand, is onsigbaar. Jou hele godsdiens, jou hele geloof, berus op die onsigbare. As jy nie die onsigbare raak sien nie, dan het jy nie geloof nie. Geloof is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En dan gaan Hebreërs verder, en julle moet dit asseblief gaan lees by die huis. Dit is 'n lang hoofstuk, maar dit is 'n besonderse hoofstuk. Want Hebreërs 11 gaan dan verder, dan vertel hulle hierdie pragtige storie van al ons geloofshelde, nê? Wat as hulle nie hierdie geloof in die onsigbare dinge gehad het nie, dan sou hulle nooit oorgegaan het
in aksie op dit wat daar van hulle verwag was om te doen nie. Jou geloof bepaal jou dade. En as jou geloof nie oorgaan in dade nie, dan het jy nog nie geloof nie. Hy vertel die storie, hy begin reg aan die begin van die Bybel. Van Abel af right through. Noag het 'n ark gebou, toe dit nog nie begin reën het nie. Hy het 'n ark gebou op die belofte van God, dat daar gaan 'n storm kom. Abraham wat na 'n vreemde land toe moes trek, wat getrek het sonder dat hy sy nageslag sou sien. Wat kinders gekry het toe hy nie meer moes nie. Hy het gereageer op die belofte van God, want hy het geglo. Dis al wat hy gehad het, was sy geloof. Dit hou aan. Moses, Dawid, almal. Jy kan nie sê jy het geloof as jou fokus nie op die onsigbare dinge is nie. Ons lewensonsekerheid, ons onsekerheid op hierdie aarde oor wat moet gebeur en wat besig is om te gebeur. En al hierdie dinge kan net deur een ding getroef word. Dis jou geloofsekerheid. Onsekerheid oor aardse dinge word getroef deur sekerheid in jou geloof. En wat is dit? Dit beteken jou ingesteldheid is op die onsigbare dinge. Op die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jou verhouding met jou Here. Op sy plan, sy reddingsplan, hy het jou verlos, klaar. En die wete en die versekering dat jy op pad is om eendag saam met hom in ewigheid te lewe. Jou toekoms, jou bestaan, jou lewe berus op een ding en een ding alleen. Dit is jou ingesteldheid op die onsigbare dinge. Amen. Here, terwyl ons met U praat, ons kan nie nie sien nie, Here, maar dikwels kan ons U voel. Ons voel U werk in ons harte en in ons lewens, Here. U wys U self ons op soveel maniere. Here, maar ons kies om dit nie raak te sien nie. Ons kies om allerhande ander dinge te gebruik, om allerhande ander dinge raak te sien, Here, om hierdie gat in ons harte te vul, wat Here eintlik net ons geestelike verlange na U is. Dit is my gebed, Here, vandag. Dat U ons absoluut so sal vashou, dat ons, as ons oë oopmaak in die oggend, ons geestesoë oopmaak. Dat ons eerder sal blind wees vir die dinge in die wêreld, Here, as vir die dinge wat ons nie kan sien nie, Here, want onsigbaar is alles. Wees met ons, Here, en dankie dat U op so besonderse manier met ons werk. Ons het U innig lief, ons aangrypende, onsigbare, lewende God. Amen. Ek gaan vra, Gerard het vir ons 'n verskriklike mooi beeld gekry, 'n video wat die geloofsbelydenis is. Maar dit pas vir my so mooi aan by vanoggend se teks of se boodskap. So vanoggend gaan ons nie ons geloof self bely nie, jy kan dit hier in jou hart doen. Ons gaan kyk na hierdie video. En buiten vir die feit dat jy gaan mooi luister
en gaan dink, wat identifiseer jy daar in die geloofsbelijdenis wat jy al so dikwels self afgelê het. Die onsigbare dinge waarin jy glo. Gaan ons dit bietjie hoor uit ander mense se monde uit. En ons gaan dit hoor uit verskillende mense. Want jy sien, liewe vriende, die grootheid van God deurdring harte. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak hoe jy lyk nie. Maak nie saak of jy fisies kan sien of nie kan sien nie. God werk hier binnekant. Kom ons sit so en dan luister ons saam en kyk na hierdie mooi aangrypende belydenis van geloof. Ek glo. Ek glo. Ek glo in God die Vader, Die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, ons Here, Ons Here, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel. die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, Die gemeenskap van die heiliges. die vergifnis van sondes, ons te vrees En 'n ewige lewe. Amen. 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 Ons is besig om die daggies af te tel Pinkster toe. Seker die deel van die entiteit van God wat ons die meeste miskyk. Want as ons glo, God is met ons, die Heilige Gees is hier by ons, dan kan ons nie lewe soos verlore mense wat hierdie lewe op ons eie aanpak nie, of probeer aanpak nie. Mag jou oë oop wees. Ek gaan vir ons die seën uitspreek en ek wil vra dat ons sommer staan en daarna sluit ons saam af met die Onse Vader. Mag jy daar waar jy gaan met jou oop geestesoë jou almagtige oral oor God raak sien, elke oomblik van jou lewe. Amen.